Here, wat 'n voorreg is dit nie om vanoggend voor U stil te raak nie. Here, as ons dink aan die reën net daar buite, is dit 'n geskenk van U af, Here. En ons as mense wil vanoggend net erken dat ons nie 'n oomblik sonder U nie. Nie 'n oomblik sonder U kan gaan nie. Here, my gebed is dat U vanoggend ons harte sal ondersoek, Here. Dat U ons harte sal kom ondersoek. Dankie Here vir 'n volmaakte offer van goud en dit is ons harte voor U, dis al wat ons kan bring. Ons is liewer as die lewe, Here. Word verheerlik in hierdie plek, kom aktiveer, kom rig op en kom praat, wie is daar soos U, Here? In Jesus naam vra ek dit. Amen. Asai, great. Al die swemmers in die Kaap is vanoggend in die kerk, amen. Ek gaan nie weer sulke stupid jokes in die winter maak nie, is dit okay? Die swem jokes is nou verby. Al die ma's baie welkom. Ons celebrate julle, ons vier julle vanoggend en ja, ons is regtig geseënd met klomp amazing ma's in die gemeente. Amen. Vriende, vanoggend wil ek met jou gesels oor jou hart. Jou hart. En die een offer wat voor die Here aanneemlik is ons harte. Ek wil hê jy moet dit besef. Die een toets wat die Here altyd gaan doen is, wat gaan in jou hart aan? Maak nie saak of jy reg of verkeerd is nie, maak nie regtig saak of die ander persoon verkeerd is nie. Die Here kom ondersoek altyd jou hart. Hy kyk of jou hart uitverkoop is vir hom. Hy kyk of jy jou hart sal toelaat dat hy dit beweeg waartoe hy wil en doen met dit wat hy wil. Daar's niks anders wat ons die Here kan gee nie, behalwe ons harte. En te sê, Here, hier is dit. Beweeg dit soos U wil, doen met dit wat U wil. Maak dit sin vir jou. Vanoggend wil die Here met ons harte praat. As ek weet dat my hart in lyn met sy hart is, as ek weet dat hy my hart in sy hand vashou, as ek weet dat hy my hart kom ondersoek het en dit het 'n welbehae vir hom, dan is ek gemaklik oor wat ook al kom en wat ook al aangaan. Maak dit sin vir jou? En vanoggend gaan ons daaroor praat en ek gaan jou verras net oor wat die Here oor ons harte sê. Maar eers blaai vir my saam na ons offergawe skrif toe. En dit kom uit Matteus 6 uit. Nou is die ding, die Here kies ook op ons harte. Hy kies op ons harte, hy gee op ons harte, hy vertrou bedienings aan ons toe op ons harte, hy gee grondgebied op ons harte. Nou wie is bly daaroor? Dit gaan nie oor in watter familie jy gebore is nie, dit gaan nie oor wie jou ouers is nie, dit gaan nie oor of jy aan die een kant van die treinspoor of die ander kant of op die treinspoor of op die trein, maak nie regtig saak nie. Die Here sê, ek kyk na jou hart en jou hart is wat vir my tel en op daai alleen is dit 'n gelyke grond. Maak dit sin? Die lewe is nie altyd regverdig nie, maar die Here is. En vanoggend wil ek die Here vertrou om na jou hart te kyk. Blaai van na Jeremia 17 vers 9 tot 10 en ons gaan vandag praat oor jou hart. Nou is die ding, hoeveel geld het die Here? Wel alles. Hy is redelik, hy het alles. Okay. Die enigste ding wat jy vir die Here kan bring, is jou hart. Ek wil jy moet dit weet. Niks anders sal 'n aanneemlike offer vir hom wees nie. Hoe weet jy of jou hart, nou baie keer sal mense van sê, Jace, ja, maar ek het my hart vir die Here gegee. Ek praat nie daaroor nie. Ek praat nie van 'n plek waar jy tot bekering gekom het nie. Baie geluk, almal is gered wat Jesus aangeneem het, maar daai is die begin. Volgende is om die Here toe te laat om jou hart te bestuur en te lei waartoe hy dit vat. Jesus maak 'n stelling, hy sê, nie my wil nie, maar U wil, Vader. Maak dit sin vir jou? Nou is die ding, ek hou partykeer mense dop en ek sien wat die Here met hulle doen en partykeer kom die Here en hy begin op hulle harte druk vir sekere goed. As hulle aanhou sê ja, Here, is daar 'n plek waar die Here hulle oplig.
As hulle aanhou sê, nee Here, dan gaan hulle hemel toe en dis dit. Ek wil hê jy moet dit verstaan. Jy is nie geroep om net hemel toe te gaan nie. Jy is geroep om 'n massiewe impak te maak. As jy nou hier gesit het en ek het gesê, Zanzibar, en jy het nie vir 'n oomblik net gevra, Here, moet ek gaan nie, as jy al klaar besig in die verkeerde rigting. Want hoekom? Jy moet sê, Here, wil jy my stuur ja of nee? As die Here sê ja, dan reageer jy. As hy sê nee, dan doen jy nie. Verstaan jy 'n hart wat in die hand van die Here is? Jesus word gekruisig. En net voor dit sê hy, Here, my hemelse Vader, laat hierdie beker my verbygaan, maar nie my wil nie, maar U wil. Dink jy dit is lekker om Zambië toe te gaan? Amen. Dis 'n battle. Jy stap in die son. Jy loop van village tot village in die middel van die bos waar daar niemand is nie. Dis 'n oorlog die hele tyd. Dis lekker vir jou hart, maar dis nie lekker vir jou vlees nie. Wat is lekker aan dit? Die vrede van gehoorsaamheid. Vandag wil ek vir jou vra, wat gaan in jou hart aan? Is julle by Jeremia 17? Kom ons begin sommer met hom. Vers 9. Noord hy sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek die Here deursoek die hart, toets die niere om aan elkeen te gee na my weë volgens die vrug van sy. Dis die boek van Handelinge nie. Dis die Here gee vir jou op jou hart. Hoor gou mooi, wat die Here gee kan niemand by jou vat nie, wat die Here aan jou toevertrou kan niemand steel nie, wat die Here oopmaak kan niemand toemaak nie, wat die Here besluit is vas. En al wat hy nodig het is wat? 'n hart wat goedgekeur word. 'n Hart wat goedgekeur word. En hy toets dit. Ek sal gereeld hierdie gebed voor die Here bid en ek wil jou aanraai om dit te doen. Ek sal sê, Here, hier was nou 'n saak, hier was 'n ding, ondersoek. Ek het ou regtig as prins geklap nie, ek dog as jy vir my pelle in die kerk. En jy dink hierdie pastoor, sosiaal, ek lag hier daaroor, op sosiale media, that church, the head pastor hits you. So, ek was nie as prins nie. Okay, snoks nie. Maar hier is die ding, wat doen ek met enige omstandighede of enige wat gebeur? Ek is soos, Here, ondersoek my hart. En as U sê my hart is skuldig, repent ek, maar as U sê my hart is onskuldig, dan weet ek het nie 'n plek om verskoning te vra nie. My vraag vir oggend is, en wat ek wil hê, is 'n hart wat opgeoffer word vir die Here. Sal jy jou hart in sy hand sit? Hoor gou vinnig, sal jy jou hart in sy hand sit? Ek praat nie van tot bekering kom nie, jy het dit klaar gedoen. Sal jy jou hart in sy hand sit en hom toelaat om te doen? Dankie vir die een hand. Gaan van nou Handelinge 13 toe. Harthandelinge, halleluja. Handelinge 13 vers 22. En nadat hy hom afgesit het, het hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie hy ook gesê en getuig het, ek het Dawid die seun van Jesse gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehae sal doen. So hy laat een koning sink en hy sit 'n ander koning in sy plek oor sy hart. Wie wil promosie by die Here hê? Laat die Here jou hart lei. Wie wil nuwe grondgebied van die Here hê? Laat die Here jou hart lei. Gaan alles hieroor. Gaan alles hieroor. Nee? Weet jy wat kry jy op 'n plek waar die Here kerke en ministries in jou toevertrou? Moet nooit vir die Here nee sê nie. As hy met jou praat en jy weet is hy doen alles wat jy kan om dit te doen, want dit is wanneer hy sê, ek stel jou aan en ek laat die ander ou gaan. Moenie opinie hê nie. Hoor gou mooi. Ag nee, jy sê ek is aan my lus vir dit nie. Lus het niks om jy uit te waai nie. Jou hart het.
Dis iets voor my kom, as dit Here, ondersoek my hart, praat met my, lei dit soos 'n rivierstroom waartoe U wil, want U kan in elk geval. Hy sê in Psalms, ek gaan dan net vir jou lees, hy sê ek vat die konings van die wêreld se harte waartoe ek wil. So, hierdie manne dink hulle is in beheer en die volgende oomblik vat die Here in hulle hart en hy sê move bel, skuif. Hy verhard, nê, die magtigste koning in die wêreld se hart, Farao, verhard hy, vat sy hart sê, is bang, hard, staan op, wop. Waar verwoes ek jou? Maar by jou kom hy en hy sê, hey, ek het die hemel, die hele hemel wat ek wil hê met jou back, ek wil vir jou groot gedoen, maar al wat ek wil hê, sit jou hart in my hand, want dis vrye keuse, en dit 'n vrye keuse maak ons 'n keuse vir hom. En dan sien jy wat ek met jou doen. Wie is opgewonde oor die Here? Nou dis wat ek vir jou gesê het, Spreuke 21:1, gaan vir my sien toe. Ek sou baie keer vir die Here vra en sê, Here, hoekom kies U my vir sekere goed? Hoekom wil U met my? En sê hy my seun, dit gaan net oor die hart. Dan sê ek, o Here, ek's nie oulik nie. Nee, nie regtig nie. Ja, Here, ek's nie die slimste nie, nie regtig nie. Ja. En ek dink ek's redelik slim. Ek dink ek's stupid nie. Sê ek, Here, maar ek kom hier, as ek uit die regte familie uit, is dit my voorgeslag, is dit wat? Dan sê hy, dis net jou hart in my hand, wat jy vrywilliglik gee. En sê, lei my. Vat dit waartoe U wil, Here. Ek sê nie vir U nie. Ek het nou so 'n klomp beserings gehad, so ernstig, redelik ernstige beserings tot 'n virus wat ek opgetel het in Malawi, wat my longe aangeval het, wat eintlik gelukkig weg is. En ek sê vir die Here, ek het fisies nie die kapasiteit om daarmee te doen nie. En al wat die Here sê is, ek het jou nie gevra nie. Gaan jy luister, ja of nee? En toe ek sê ja, toe sê hy, great. Jy sal die gesag en autoriteit hou, solank jy vir my ja sê. Dis die realiteit. Wie kyk baie keer na ouens en jy dink, Here, hoe het hy daar gekom? Hy's so lucky. Nee, hy's gehoorsaam. Hy het 'n hart vir die Here. Hy sê ja, Here. Hy laat die Here toe om sy hart te vat. Kyk na enige godsman wat die Here meer aan toevertrou, dis 'n hartsding, dis 'n hartsding, dis 'n hartsding. En almal van julle staan in die wegspringblokke vir die volgende wat die Here wil doen. Wat gaan jou hart antwoord? Wat gaan jou hart antwoord? Het ek Spreuke gelees? Okay. Die koning se hart is in die hand van die Here, soos waterstrome, hy lei dit waarheen hy wil. Elke weg van 'n mens is reg in sy oë, maar die Here toets die niere, die hart. Om geregtigheid en reg te doen, is vir die Here verkiesliker as offers. Maak saak wat jy offer vandag nie, maak saak hoeveel jy prys gee vir hom nie, maak, jy weet, net prys gee in geheel nie. My vriend, jy kan al die hondjies in die wêreld voed, dit tel niks nie. Die Here nie vir jou gesê het jy moet nie. Ek probeer aan iets anders dink. Jy kan, ek weet nie, die grootste walvis stickers uitdeel, ek weet nie. Hy sê, maak saak wat se offer jy vir my bring nie, as jou hart nie in lyn is nie. As jou hart nie in lyn is nie, tel dit nie. Maak dit sin? Maak dit sin? En weer eens, hy sê, ek wil dit vasmaak by jou. Ek kan die koning se harte vat waartoe ek wil. Ek kan die konings beweeg as ek wil. Maar vir jou kind van God gee ek 'n keuse om jou hart in my hand te sit en te sê, praat met my, U diensknegt luister. Praat met my, U diensknegt luister. Partykeer wil ek iets doen en dan voel ek net die Here sê nee. Dis nie skade aan my nie. Dis nie skade nie. Ek sê besig met iets stupids nie. Dis net die Here sê hierdie gaan nie my hart behaag nie. Dis iets kleins. As ek sê okay Here, ek is jammer, ek sal nie. Hallo?
Wie's reg om maar daai wegspringblokke uit te skiet en te sê, Here, doen wat U wil. Kom aan. Blaai van Jeremia 29:13. Nou, wie het al die Here vertrou vir iets? Hy het gesê, Here, doen net hierdie vir my. Ek vertrou U hiervoor. Het al so gebed vir die Here gebid, jy gesê, Here, as U net hierdie vir my doen, of dit of dat, nee, het hierdie voor die Here gebring. En hoor wat sê die Here. Hierdie was my so cool stuk, Jeremia 29:13. En julle sal my soek en my vind, as julle na my vra met julle. So hy wil eers kyk of jou hart in sy hand is, voor hy jou gaan laat vind, hom laat vind. Ek bid gister vir daai persoon met die hartaanval, en hy sê vir my, dis besig om te verander, ek sê vir hom, ek weet die Here hoor my, ek weet my gebede vind sy oor, ek weet hy luister as ek bid, en het gaan nie oor my nie, maar het gaan oor 'n hart, wat uitverkoop is, en uit daai plek uit antwoord hy. Was my so cool, ja, ek gaan nie vertel wat alles in die week gebeur het nie, maar het was 'n amazing week van genesings, wat die Here net reg oor die land gedoen het. Ouens wat bel, die ou lê en huil, sy organe is besig om in te gee, die dokter sê daar's nie hoop nie, en hy kom by ons uit. En ek sê, dis reg, gee my 2 minute, stuur vir hom net 'n voice note, nee, van wat ek voel die Here doen. Die ou stuur terug 'n voice note, hy sê, I honor you, man of God, I could feel everything in my body busy changing. Hier is die ding, as daar een ding is wat jy wil hê, moet skuif, is wanneer jy bid, wil jy hê die Here moet wil jou vind, maar hy gaan eers kyk na jou hart, eers jou hart ondersoek, en dis fyn, hy kan my irriteer, en hy doen nie, hy's rustig, baie rustig. Ek wonder wie gaan die rustige kompetisie tussen jou en Johannes wen, julle altyd van so rustige, maar hy kan my irriteer of dalk iets verkeerd doen, my reaksie openbaar my hart, my reaksie wil ek jy moet in lyn met die Here wees. Want ek het nie saak oor wat hy gedoen het nie, ek het nie saak oor wat by hom aangaan nie, ek het my, hoor wat ek sê, dis irrelevant, al wat ek wil hoor is, ek het jou hart ondersoek en jou hart was rein voor my, dis dit. Hy kan dan wegloop, of hy kan droog gemaak het, of hy kan alles, ek wil net hierdie een woord by die Here hoor, ek het jou hart ondersoek, dit was goed vir my. Al my grootste battles in my lewe, alles wat ek al moes fight, nee, en moes deurgaan, en net bad goed wat gebeur het, waar ek veroordeel is, en pak slaag gekry het, ek altyd by die Here gaan sit, en sê ek, Here, ek hoor die peanut gallery. Wat sê U? Dan altyd vat die Here my terug na daai plek toe, en hy sê, ek het jou hart ondersoek, en dit was goed vir my, en ek sal nou vermeerder. My hele lewe nog is die Here besig om te vermeerder in alles wat ek doen, want hy soek 'n hart. Dis ook oor jou, hy soek 'n hart. Kyk, wie's reg om jou hart te gee? Wag, daar's meer. Net so 'n bietjie. Ons gaan hom nou, die Here gaan hom nou vat, Pel. Psalm 37 vers 3. Ek wil hê jy moet op 'n plek kom wat jy die Here vertrou met jou hele hart. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Nee. En verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou. Stop gou daar, wie het begeertes in jou hart? Sal jy die Here kan vertrou met jou hele hart? Sal jy hom kan toelaat om goed te doen soos hy jou hart, hoor gemooi, ons doen nie goed aan almal, ons doen nie goed vir almal nie. Partykeer kom ons by my en sê hulle, meneer, gee dit vir my 'n paar rand, as ek sê, nee chom, ek voel so, jy gaan 'n ding nou koop en hom rook of ietsie. Ander keer staan ek skaars by iemand en hulle vra nie eers nie, en die Here sê, wees goed vir hulle. Wees goed vir hulle. Voordat hy daar sê, vertrou en doen goed, waar ek jou hart kan beweeg. Nie laat jou beursie by jou hart inkruip nie. Amen. Nie laat die beursie voor dit inkom. As die Here vir my sê, doen ek, ten koste van.
As die Here vir my sê, my vrou weet al. Ek moet haar net partykeer 'n breekie, gelukkige Moedersdag. Wel, die Here het gepraat, as ek sê, okay, ek bly uit hierdie uit, Here. Die Here en my vrou. It's amazing span. Spreuke 3 vers 5, gaan hy sê toe. Wie wil hê die Here met jou paai vir jou gelyk maak? Spreuke 3 vers 5. Hy sê, weer, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Stop gou daar. Weet al partykeer, nou ons is geleer om vir jouself te dink. Man, dink vir jouself. Weet al daai gehoor toe jy jonger was. Jy het nou nie gedink nie. Nee? Jy het nou nie gedink nie. Nee? Die jong seuns in die huis, ek sê net so na hulle kant nie, sprus nie. Wie sê die Here, moenie vertrou op jou eie insig nie. Ek leer die jong manne, ek sê vir hulle, moenie gaan op wat jy dink nie, gaan op wat jy voel in jou hart die Here jou inlei. Paar weke terug doen ons Checker 60 en ek sê vir hulle, waantoe voel julle vat die Here julle harte? Nee, papa, daai kant toe. Okay, kom ons gaan. Ek voel ook. Nee, hulle wil hier afgaan want daar's 'n winkeltjie om chappies te koop of whatever. As ek nee, ons gaan nie sin toe nie. Ek voel nie dis die Here nie of koeldrank. Ekskuus, was koeldrank geweest. Regheid. Ek voel die Here sê, o ja, dis ook wat ons voel. En so het hulle die skatte ontsluit omdat hulle die Here toelaat om hulle harte te lei. Moenie op jou eie insig steun nie, my vriend, want jy weet nie wat die toekoms is nie. Jou denke vat jou net so ver. Gebruik jou kop, dink daaroor en dan eindig jy by jou hart en sê, Here, lei my hart. Ek my vrou doen dit gereeld. So wil sê, voel jy dit? Eers liefie, ek voel dit glad nie. Ek beleef glad nie die Here op dit nie. Dan sê ek, dan sit jy eenvoudig, een antwoord nee. Maar as ons voel die Here sê, voel dit. So Zambia nou, ons voel die Here sê, ja, my vriend, ek sê my, ja, net sê ek sê my onderbroeke verkoop, maar geen regtig baie vir dit kry nie. Ek sal alles in my lewe opgee om seker te maak hierdie gebeur, want die Here van die leerskade het met my gepraat. Ons het nog 'n klanksysteem nodig gehad en ons het net hierdie battle oor hoe gaan ons hierdie klanksysteem kry. Die ander klanksysteem is in Malawi, ons kan hom nie terugbring nie. Ek sit by die Here en die Here wys my die oggend 'n gesig. Hy sê bel daai persoon, hy gaan jou help. Ek bel hom. Hy sê ja, ek het 'n klanksysteem in die stoor, ek het klomp, ek gaan een vir jou kry. Ek sê vir hom dat dit met 1000 mense kan vat plus. Hy sê vertrou my, ek het dit. Mense dink omdat my hart uitverkoop is aan hom, kan hy my hart lei waartoe hy dit wil. Hy kan vir my oopsluit en hy kan vir my toemaak. Hy kan vir my grondgebied gee. Hy kan nuwe goed oopbreek. Dit is sy probleem, nie my probleem nie. Ek moet net sê ja. Hoor gemooi, jy moet net sê ja. Dis al. As hy sê ja, moet jy sê ja. En dan sê hy, Here, hoe doen ons dit? Hoe doen ons dit? Hoe doen ons dit, Here? Gaan nie 'n harde kop Afrikaner wees nie, gaan nie 'n korrelkop wees nie, nê? Ek gaan humble voor U sit en sê, vat my hart nou, want U weet die beste en doen U dit. Here gee baie keer vir my goed wat nie sin maak nie. As ek sê, ja, hy maak glad nie sin nie, maar ek voel dit so in my hart, kom ons doen dit. Okay. Ek kan sien die Here werk in julle harte. Amen. Julle het daai uitdrukking gehad wat ek in die wiskunde klas gewoonlik gehad het. So ek wonder wat gaan ons doen by die rappie oefening vanmiddag. Whatever. Blaai van Hebreërs 3 vers 7 toe. So die Here kom, en hoekom het hy Israel in die woestyn, die eerste generasie laat verbygaan? Want vir 40 jaar doen hy wonderwerke rondom hulle. Hy voorsien manna aan hulle.
Hy gee vir hulle stam op stam. En toe hierdie battle voor hulle kom, wat doen hulle? Die battle van die beloofde land. Nee, hulle is dan groot. Hulle is reuse. En die Here sê, come on, ek het vir jou gesê, vat dit in, en hulle sê, ag, ons kan nie. En die Here sê, omdat jy nee gesê het, sal jy sterf in die woestyn. Ek kry hierdie week 'n boodskap van die bank. Gaan sê, wat so bank nie? Dis sê hulle, JC, jou aansoek vir die grond het weer voor ons opgekom, en ons het as bestuur besluit, ons wil julle help. Dis sê ek vir my vriend, pak jou lemoene en gaan. Net in mooi Afrikaans. Ons stel nie belang in die bank se geld verder nie, want die Here toets my hart of ek nou vir hulle gaan ja sê. Ek gaan nie, ek gaan wag op die Here. Omdat JC ons kon uit die grond gekoop het, ek gee nie om nie, dis nie wat die Here my deel nie. Ek het van die begin af gesondig om na die bank toe te gaan, ek moes net gewag het op die Here. Ek weet nie wat die Here gaan doen nie, maar hy gaan iets doen. En hier is die ding. So as die Here vir jou sê, moenie daai rigting gaan nie, gaan daai rigting. My vriend, jy moet onverskrokke ja sê. Jy moet onverskrokke, julle gaan eendag nog sit, dan gaan ek vir julle sê, ons het die grond gekoop, ons almal sê, hoe dit gebeur. Sê ek weet nie regtig nie, but it is done. En dan gaan jy nog sit eendag en sê ek vir jou, ons begin die kerk bou, jy gaan nie vanmiddag Kentucky eet nie, jy gaan 2 bakstene koop. Ek profeteer nou, hoor, ons gaan die grond kontant kry, en dan gaan julle ouens elke naweek nie meer Kentucky eet nie, en julle gaan baie beter voel oor jouself. En jy gaan eerder 'n paar bakstene koop. Ons gaan soos 'n rekening hê by Bildert of iets, jy kan net bakstene gaan haal. 2 burgers asseblief, wat bedoel jy? Nee, die prys van 2 burgers soek ek bakstene, ek gaan dit by die kerk aflê. Wie kan dit voel in die gees? Ons opgewonde. Steek jou hand op, man. O man. As sy, ek is so bly ons is een met mekaar. Hebreërs 3 vers 7, hoor dat hy verder sê, daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle my stem hoor, verhef julle harte nie, soos in die verbittering nie. In die dag van versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek, my beproef het, en my werke 40 jaar lank gesien het. Het al gesien die Here is goed? Het gesien die Here is vir jou? Het deurbraak gesien? Moenie ophou nie. Moenie ophou nie. Ek sal baie keer terug staan en kyk en dink ek, ja, Here, diep water. Nee, laat dit my altyd dink aan Lambert's Baai, se vissermanne. Ek het nou nogal gedink, ek kan 'n stukkie vis braai. Ek weet nie, ek sal dit oorweeg. Nee, ja. Maar John gaan my moet leer. Met daai baadjie behoort jy goeie vis te kan braai. En hoor gou hierso. Hierdie is jou geloofsjourney, hier's wat moet gebeur. Leon Schuster kom op 'n stadium by Lambert's Baai. Ek dink was by Lambert's Baai of een van die Weskus dorpies. Ek weet nie. En hy maak of hy 'n speedkop is. 'n see-speedkop. En hy sê, daai daai storie, en hy sê vir die visserman, hy sê vir hom, waar's jou license, waar's jou tyres, waar's jou dit? Nee, julle manne moet nou swemlesse doen, want ons kyk wie kan swem, en die visserman kyk so vir my, sê vir hom, Melanie, hy sê, as jy 5 of 10 kilometer daar in die see is, as daai boot omval, help dit nie as jy kan swem nie. So ek wil nou vir jou sê, as jy eers geloof begin verstaan, of jy 'n halwe meter onder water is, of jy 50 meter onder water is, of jy 100 meter onder die water is, verdrink net in die Here en hou aan ja sê. Dis hoe ons dit doen. Ek vra vir my vrou nie altyd, as ek nou vir my vrou vra, hoeveel geld in die kerk se rekening is, sy weet nie. Ek hanteer baie van die budgets en. Al wat ek altyd vra is, ek wil nie jy moet na finance kyk nie, al wat ek by jou hoor, sê die Here ja of nee. As sy sê ja, dan kleer ek dit, as dit 'n groot bedrag is, dan kleer ek dit met Johannes se naam, en ons doen dit, ons hakel nie. Hy doen, maar ons doen nie. Ek kan hy spot altyd daaroor. Maak dit sin. Kry jou kop onder water, kry jou kop in geloof, kry jou kop in 'n plek wat jy sê, yes Lord, amen Lord, will do Lord, ek gaan nie vir u nee sê nie, want hoor gou mooi, hier's te veel logiese mense in hierdie kerk. Ja, maar dit maak nie sin nie, JC.
Maak nie sin nie. Dit moet nie sin maak nie. Dit moet wees, nie my wil nie, maar U wil, wat U sê, gaan ek doen. Amen. As jy kom in Zanzibar toe, al 2 miljoen moslems. 99,9% moslems. Almal is ongered met wie jy praat. En hulle vat jou, hulle bat jou, hulle spoeg op jou, dit nie 'n saak met jou nie. Tot jy voor hom kom en jy sê, die Here wys my, dit en dit gaan in jou lyf van. Maak dit sin? Nee. Kan ek doodgaan? Nee. Die Here sê is nog nie tyd nie. Amen. Wie sal sy hart vir die Here gee en sê, yes Lord. Yes Lord. Laai my saam na Lukas 6:45 toe. Yes, ek love die Here. Here, in hulle harte sê hulle amen. Lukas 6:45, hoor hierso. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is. En die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is. Want die oorvloed van die hart spreek die hart 46. En wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek vir julle sê nie? Wat hy sê? Hy sê, wat noem jy my Here, Here, maar jy laat nie toe dat jou hart in my hand is en dat ek dit kan beweeg nie. Wie onthou daai liedjie van bou jou huis op die rots? En dis die volgende vers, dink ek. En elkeen wat na my toe kom en na my woord luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het. En toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was. Kom ek som dit vir jou op. Nee, kom ek som dit vir jou op. Asseblief bid oor alles. Asseblief kry 'n woord. Asseblief laat die Here toe. Moenie net goed verby laat gaan nie. Moenie net sê, ag, weet jy, sit en sê, Here, hier is ek. As daar ding konstant by jou opkom in jou hart, gaan sit by hom, want hy's besig om jou hart te druk en te sê, hey, ek praat met jou, ek praat met jou, ek praat met jou. As jy 'n konstant 'n belewenis het, gaan sit by hom. Begin oor alles bid, want dan is jou huis op rots, wanneer jy doen wat hy vir jou sê om te doen, en jy laat toe dat die stroom, jy laat toe dat hy met jou praat. Nou 'n spesifieke stuk gekwout het. Moenie vir sê Here, Here en nie doen wat ek vir jou sê om te doen nie. 29. Maar wie dit hoor en nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder fondament op die grond bou. En die strome het daarteen losgebreek en dit het dadelik geval en die instorting van daardie huis was groot. Ons skade baie keer is ongehoorsaamheid. Johannes 10:10, die dief kom om te steel, slag en verwoes. Ek het gekom dat jy 'n lewe in vol kan hê. My skape ken my stem en word deur my geken. Jy ken die Here se stem. Bid, praat met hom, laat hy jou hart lei. Ek sien dit soveel keer, ouens wat iets vir die Here wil doen, maar hulle harte laat hulle nie toe dat hy dit beweeg nie. Ek's lief vir die Here, en jy kwart die volgende sang. Here is my hartstok. My wenkie, ek weet nie wat nie.
Maar wanneer hy jou hart begin beweeg, as jy sê, o nee, nie my lewe nie. Jy word geroep vir meer, jy word geroep vir hoër hoogtes. Die Here wil aan sy kerk toevertrou, grondgebied nog nooit gesien nie. Maar kan jy jou hart vir hom gee en sê, Here, beweeg dit. Beweeg dit. Weet al in die oggend, en baie van julle het, ek weet dit, dan lê in jou bed en is manneoggend of is kerk en jy sê, dit is so koud vandag. Nee, en dan skielik voel jy net, yes, ek voel net die Here stir in my hart, ek moet daar wees. Nie omdraai en slaap nie. Move! Hallo? Nie nou afkyk nie. Ek's impressed dat jy hier is al klaar. Verstaan jy, dat as jy die Here kan toelaat om jou hart in die klein te beweeg, gaan hy jou hart in die groot beweeg. Maar as jy hom nie in die klein kan gehoorsaam nie, gaan hy wragtig nie groter goed aan jou toe vertrou nie. As ek nie ja sê vir 'n Zambia nie, gaan die Here nie 'n basis aan my toe vertrou nie, of nog 'n kerk nie, of nog 'n area nie, of hoe moet ek sê, dit begin by die klein. Dit gaan by daai klein steurs wat jy net volg en sê, Here, okay, yes, ek doen dit. Ja, Here. Okay, ja, Here. Nee, ek het nie tyd nie, ek het 'n skedule nie. Dis jou eie probleem dat jy iets verkeerd in skedule gesit het en nie voor die tyd gebid het en eers jou jaar beplan het volgens die Here nie. Skrap alles en sê, Here, wat wil jy moet ek doen? Wat is die een ding wat jy nooit vir die Here kan sê nie? Daai sal ek nie doen nie. Want dit sal jou plafon raak. Daai sal jou plafon raak. Wat wil jy vir die Here sê? Ruk die dak af, Here, ek bedoel dit nie fisies nie. En vat my waantoe U wil. Ek het klomp goed vir die Here altyd gesê, weet Here, ek kan nie dit nie, ek kan nie dit nie, ek kan nie dat nie, ek kan nie dit nie. Nee, daai hele Moses, ek kan nie, en die Here sê, ek het jou mond gemaak nie. Was ek nie wat jou mond gemaak het nie? Ja, maar Here. Jy wakker? Sien hoe die Here met jou hart werk. Afsluit met 3 stuk. Matteus 22, gaan vir sien toe. Grootste gebod. 37. Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou. Punt. Jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, jou hele wese in sy hand. Dis die liefde wat hy soek van sy kinders. Niks anders nie. Niks anders nie. Amen. Kom ons bid. Jy gaan 'n eenvoudige gebed bid. Sê net eers, Here, ek is jammer as ek ooit vir U nee gesê het. Vergewe my. Sê, Here, U bou my huis. My hart gee ek nou in U hand. Beweeg dit soos U wil. Doen met my wat U wil. Nie my wil nie, Here, maar U wil. Ek hoor hoe die Here sê, want ek is waardig. Jou hart, om dit vir my te gee, wys dat ek waardig is. Sit net so. Daar's sekere goed wat die Here in jou lewe met jou begin praat, daar's sekere goed wat hy begin vasmaak in jou hart, daar's sekere goed wat hy met jou begin deel het. Maak dit vas ten spyte van mens, ten spyte van opinies, ten spyte van omstandighede. Maak dit vas en sê, Here, hierdie is vas. Want jou deurbraak is jou antwoord op die beweging op jou hart. Jou deurbraak is die antwoord op die beweging van jou hart. Jou deurbraak is die antwoord op die beweging van jou hart. Sê, Here, ek het U lief. U is lewe.
Sjoe. Ek sien net hier's mense in jou hart het eintlik hard geword. As jou hart hard geword het en is deur mense wat jou seer gemaak het of dinge wat gebeur het, al wat jy sê is, jy sê net Here maak my hart weer sag. Sê net Here maak my hart weer sag. Jy is nie mens nie. Jy stel nie teleur nie. Dank jy Heilige Gees. Sjoe. Sien so 'n spesiale ding wat die Here net release, soos 'n olie wat net jou hart weer sag maak. Hy jou hart net sag maak. Jy weet jou hart het net hard geword. Sê Here maak hom sag, maak hom sag, maak hom sag. Jesus. Jesus. Sjoe. Is gedoen. Amen.